Goeiemôre Suid-Afrika. Dis 1500 op hierdie Vrydag die 20ste Maart wat ek hierdie berig doen vir die Iran-oorlog. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV, regstreeks uit Nashville uit. Eerstens, jammer ek het my gister verspreek met my berig, het ek gesê die Oekraïne-oorlog, almal weet waarvan ek praat, dis die Iran-oorlog en dis waar ons vandag oor praat. Paar dae terug het ek gesê, berig dat president Trump besig is om hulp te kry van die ander lande wat die stryd of Hormuz meeste gebruik om hulle moet help om die stryd oop te hou. En daar's baie lande wat dan net gesê nee en ander mense het gesê ja, Trump is nou besig om hierdie oorlog erg te verloor, sy support te verloor. Niemand gaan hom help nie en dit nou verander. Gisterand het 5 lande gesign om te help om die stryd of Hormuz oop te hou. Dis Frankryk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland en Brittanje. Al 5 daai lande het gisterand geteken dat hulle gaan help om die stryd of Hormuz oop te hou. Dit is goeie nuus vir almal want dit gaan help dat die olie weer vloei en dat die oliepryse afkom wat op die oomblik by die Brent crude sit by 110 en die ander olieprys wat ons gebruik in Amerika is dit by $97 'n vat. Dit gaan dan die pryse afbring wat uiteindelik gaan petrolpryse afbring en kostes afbring. President Trump het baie duidelik gemaak. Amerika het nie hulp nodig van die lande nie, ons kan dit alles alleen doen. Maar hoekom moet ons alles alleen doen as ons die minste olie deur hy stryd kry? Daai lande wat ek nou genoem het hulle kry baie olie deur hy stryd, so dis net maak sens dat hulle deel is van die beveiliging van die stryd. So 'n paar losses aan Amerika se kant. Hulle is gister het hulle F-35 raak geskiet oor Iran. Die F-35 het gaan land, noodlanding gedoen op 'n Amerikaanse militêre basis. Dis die eerste keer dat hulle vliegtuig kon raakskiet bokant Iran. Vir hierdie hele oorlog al, vir 3 weke lank met die duisende sorties wat elke dag gevlieg word, was hierdie die eerste keer wat hulle 'n vliegtuig kon raakskiet. So dit wys nog steeds net dat hulle ons weet nou, hulle lugafweerstelsels is uitgehaal, hulle bestaan nie meer nie. Maar onthou, mense moet onthou, daar's nog steeds klein goed soos manpacks wat rond is. Jy weet, manually operated soos 'n SAM 7 tipe missiel wat nog verpak kan word en ondergrond gestoor kan word en deur een man gedra kan word en gevuur kan word. So daai tipe goed is nog steeds daar, dis nie beteken dat jy die weermag destrooi, dat al sy equipment destrooi is nie. So dis die F-35 is raak geskiet. Ons weet van die 3 F-15's wat met friendly fire afgeskiet is. Die 1 KC-135 wat in die Mid-Air Coalition was, wat gecrash het en ongelukkig al 6 crew members oorlede is. Die ander KC-135 wat deen raak gery het, wat skade gekry het op sy stert, so as skade wat herstel sal word. En as nog 'n KC-135 refueler wat op die grond getref is deur een van die missielaanvalle op een van die Amerikaanse militêre basisse in die buurlande van Iran. En dan staan sover al 12 Reaper drones afgeskiet oor die area van verskillende plekke. Reaper drones is ons drones wat ons gebruik vir, hulle kan wapens dra, maar is meestal vir reconnaissance en hulle vlieg maar stadig. Maklike teiken vir lugafweerstelsels. En ons staan nog steeds op ons 13 soldate oorlede. Dis die verliese wat sover aan die Amerikaanse kant is. Gister het Benjamin Netanyahu 'n lewendige uitsending gehad met vrae en antwoorde vir die pers daar in Israel, wat nou enige twyfel nog was dat hy kan misdag al dood is vir 'n week of 2 al. Dit is nou weg. Hy is nie dood nie. Hy is daar gister 'n lewendige interview gedoen. Questions and answers met die pres gedoen gister. Daar's nog nie 'n plan om boots op die grond te sit nie. Net 10-1 gaan daar nie boots op die grond kom nie, maar dit bly altyd 'n opsie vir president Trump, maar hy het gesê op die oomblik is daar nie 'n plan vir boots op die grond nie. En dan gister het die UAE het hulle Iranse befondse terroriste sel wat in UAE opgeopereer het, gearresteer en gedismantle. So dis waar ons vandag trek met die situasie vandag, die 20ste Maart. Ek is Morne Botha, die beriggewer
korrespondent vir Koepel TV regstreeks hier uit Nashville. Geniet die dag.